by ons avontuur channel. Vir die wat nie weet nie, ek is Frik. En ek is Annelie. En ons is op pad na die koeler dele toe en dis Oranje. Lekker. Ons gaan bietjie die dorpie besoek en daar sal oornag en dan is ons weer op ons pad. So ja, ek hoop julle geniet die video en kyk saam met ons, reis saam met ons deur die mooi van Suid-Afrika. So, toe stop ons nou om die bande te check, te kyk of het nie verder opgeblaas het van al die hitte nie. En toe het ons 'n bietjie afgeblaas, hy's amper by 3 bar. En toe hoor Frik iets rattle onder die engine. En dit was nou die, wat se ding se naam? Dit was die belly plate wat loskom. So, Frik is nou die vaste skroef met 'n spanner. Hy lê lekker. Hy vat 'n middagslaapie buite die bakkie. So ons is nou hier buite Prieska. Okay, ons is weer op die pad vir kinders gemaak. Hy het net 'n washer nodig gehad, toe sit hy 'n rubber in. So hy is nou weer reg. Ons ry nou weer verder. Is nog 2 ure en 2 minute. 174 kilos. Ons ry alweer op 'n grondpad. Dis 'n Suid-Afrikaanse grondpad wat supposed to be 'n teerpad te wees. Ek wil sê dis supposed to be 'n teerpad te wees, maar dis nie 'n teerpad nie. Ja, ons moet vir 100 kilos op hom ry. Dit is 'n baie lelike pad, dit is Suid-Afrikaanse grondpad, so hy word nie geskraap nie. Stokkies draai. Gaan hier indraai. Kyk, daar is die Kersfeesliggies. Die toffiewinkel. Ai, daar ry die toffiewinkel verby. Opsaal. Kruispad. Donk. Ja, daar is 'n busie. Die oor gemeenskapssaal. Ja, allemaal groet. Sjoe, vriendelike mense. Ja, vriendelike mense. Dis die skool, volksskool. Afstand weer. Afrikaans se protestante kerk, sorry.
links iewers is die gemeenskaps swembad. Onyx. Tandzorg? Is dit tandarts? Tandzorg. Hoekom is hier so baie mense by die tandzorg? Hier is die... Ek wil die tandarts besorg. Hier so is die gemeenskapsswembad. Daar is net 'n advertensie. Almal swem hier so. Prima huisies, hulle like fancy, begrafplaas, vliegveld, landbou, hoeves. Kyk hier die mooi prima huis. Dis die premium. Oh, is bietjie donker, sorry. Oh, nou is dit nie meer prima nie. Wat die hek bou hulle hier so? Wat hulle vergeet het om klaar te doen. Daar is die Ossewa. Sien jy die Ossewa? Ja, van onderuit. Oh, Marmerstraat. Hulle het selfs hulle eie straatgoede. Padstall Deli. Hier is petrolstasie Opsaal. Ja, die is in die diesel. Het die onderdele. Hulle nie inry nie. Ek sien seker nie. Kyk hier die karretjies. Knapsak. Waar is hier 'n slaghuis? En hier is die toffiewinkel. Kitskos, wegneem etes. Die kosmol. Die kosmol. Ons gaan daar aankom. Ja, en dan sal die saamstaan winkelsentrum. Dit is die saamstaan winkelsentrum. Ja.
Ons het dan net hier aangekom. En ons praat met hierdie oom wat hierso langs ons kamp. Hy het baie woorde om te sê. Hy kom van Klerksdorp af. Maar ja, hierdie is ons kampplek waar hulle staan. So blykbaar die oom wat so baie praat het gesê hierdie pyp is die dorp se drinkwater wat na die dorp toe gaan. En hierdie plek waar ons nou gaan is die oewer. Dis die oewer vakansieplek. Kyk hierdie oulike vakansiehuisies. Seker van die kan van hierdie goeders uit vir hier kookstertjie en suikerbekkie. En vir die Kersfees. Dis die name van die huisies. Sonvangs. Wat is maar, die tannie het ons gesê, hulle het hier gehuur. Maar nou het hulle so baie mense, is raak het duur. Daar is die plekse swembad, dan is daar ook 'n onderdakse swembad. Hy kost R20 per persoon. En hy is tot 7 uur die aand oop. En dan is daar fietsen om te huur. Dan kan jy ook na die dorp se swembad toe ry wat R100 'n dag kos. En hier is die Oranje rivier. Wag 'n bietjie, is die huisie se naam hierso. Dit is baie oulike huisies. Oeverhuis. Dit is baie oulik, maar hier is net soos gastehuisies. Daar is ons 'n boot ook 'n ding. Hierso. Ons loop daar by die onderdakse swembad en kyk of ek kan binnekom. Nee, gaan nie. Kyk hoe lyk dit. Maar as julle ooit in Oranje is, sal ek voorstel julle gaan bly by aan die oewer. Dis hierdie oulike huisies. Ek is nie seker of 'n kampplek ook is nie, maar hierdie is aan die oewer se huisies. Daar's 'n ja, maar ek dink dit gaan duur wees. Ek het geen idee wat die pryse is nie. Dis ewen 'n hotel. Kyk die karretjies waarmee hulle rondry. Wow, daar is hy. So die huisie se naam is Kolgans en die een is Hadida. En daar deur ver braai deure dink ons is die onderdakse swembad. Ok, ons het hom gekry. Kost R20. Wat staan daar? R20 per sessie. Wat is 'n sessie? Ek hoop dit is per uur nie. Wel hier is die swembad. Hoe lyk hy so snaaks? Hy is soos in 'n driehoek. En net vir 'n koue swembad ek raak prys betaal dat dit warm is. Ja, tree. Hoekom? Ja. Maar okay, hy gaan 'n bietjie warmer wees as 'n buite swembad sal hy nie, want hy's toe. Dis nou lekker om op hierdie gras te speel. Sonder dubbel. Kyk, elke huis het 'n naam. Hierdie een is Delarey. En onderaan staan 'n naam en ek dink Koos is die eienaar van hierdie huis. Ek dink. Koos. Nou besig om op te pak. Rekenmeesters
oogkundiges en prokureurs. Hier is 'n standbeeld van Paul Creer. Hulle is daar besig om wat ook al te bou, maar daar sien mens weer Oranje se vlag. Oral sien jy die vlag. Hulle blou en Oranje vlag. En daar is 'n monument, wat ook al dit is, standbeeld. Hulle Shoprite, dis hulle in Checkers. En dan staan daar Wait Your Place. Ons gaan nou ontbyt eet by Plaastafel. Ja. Daar is die naam, Plaastafel. Maar die menu is so goedkoop, dis soos 'n ontbyt is soos R35. Ja. So ja. Dit is die ontbijt. Beter as die plek waar ons gister was. Ja, dit lyk baie lekker actually. Dit word trappies genoem. Dis 'n kunstenaar wat met teeltjies dit geverf het en trappies versier het. Dan staan daar Oranje. En dit is blijkbaar 'n boom met die 4 verskillende seisoene. Was nogal 'n dorpie gewees om te beleef. So ek weet nie of ek persoonlik daar sal bly nie. Ja, ek sal ook nie. Nee, so hulle doen alles anders nou. Hulle doen heeltemal alles anders. Ja, so dit sal 'n groot aanpassing wees. Ja, ons is te gewoond aan die Kaap in elk geval. Maar hulle gebruik al dieselfde produkte, maar daar's niks winkels wat dieselfde is met ons nie. Hulle het nie Checkers, hulle het nie hulle het een petrolstasie, dis nie 'n bekende petrolstasie. Hulle het nie bekende slaghuise nie. Maar al die produkte
Ja, dit is 'n belewenis. Maar ja, dit is 'n interessante belewenis. As julle so toe gaan, dan moet julle die dorp toer doen wat gratis is. En ek sal voorstel om dit in die begin van jou tripie te doen, dat jy kan weet waar alles is en waar om lekker goed te koop as jy nou iets nodig het, soos groceries en so. Ja, ons sal graag wil weet wie van julle was al in Oranje gewees en wat julle gevoel is daaroor. Wat is julle gevoel oor dit, ja, en oor die dorp en oor die mense en ja, wat het julle als bevind oor die dorp. So los dit in die comments dat ons sien wat julle gevoel is. Ja. Hulle het hulle eie geldeenheid, maar hulle kan dit nie geldeenheid noem nie, hulle noem dit 'n coupon. So dit is die orpa, maar dit is nog gekorrek, hoekom hulle dit, ja, so ek het dit is ook nog iets wat hulle mag hulle eie geldeenheid hê nie. Ja, nog wel interessant wees, hoe gebruik hulle coupon. Maar as jy daar wil gaan bly eendag, sê maar jy wil 'n huis koop, dan moet jy eers deur prosedures gaan en jy moet 'n Afrikaner wees, jy moet Afrikaans praat, jy moet die kultuur hê van Afrikaner. So ja, en dan gaan jy eers deur prosesse. Maar ook as jy enigiets wil doen in die dorp, wil soos bou of enigiets, dan moet jy mense van binne die dorp gebruik. So net 'n paar inligting oor Oranje wat ons nou al 'n bietjie geleer het, is dat hulle het hulle eie vlag gekry. Ek is nie seker wanneer dit geconfirm is nie, maar dit lyk amper soos die ou Suid-Afrikaanse vlag. So dis oranje en dan is dit blou en in die middel omtrent is daar 'n mannetjie wat sy mou oprol en dit staan vir dat hulle alles self doen. Hulle doen self die werk. En hulle het ook hulle eie volkslied nou onlangs gekry of ook geconfirm. En dit sê baie oor ons bou Oranje, ons bou self en so aan. So dit is nogal interessant. So hulle wil heeltemal afhanklik van hulle self wees. En so kan sê. Hulle het hulle eie veiligheids wat eintlik lyk soos of dit 'n polisie is. Veiligheids wat ook al sekuriteit bakkies en dan staan daar Oranje op die bakkie, so Oranje streep en ook hulle het hulle eie brandweer en so aan. En hulle wek hulle eie krag op met sonpanele en ook filtreer hulle eie water en ja. Twee verskillende wateraansluitings. Die een is vir drinkwater en die ander een is vir besproeiing. Dis ja, rou water. Ek moet sê dit sal nogal cool wees as jy rou water kan jy dan soveel as moontlik rou water gebruik en is baie goedkoop. So wat jy op jou tuine kan gebruik, so dan hoef jy nie drinkwater op jou tuine te spuit nie, wat toch al eintlik baie cool is, ja. Maar ook hulle tuine is baie groen. Ja. En hulle wil dit die plattelandse dorpie hou. Hulle wil dit nie seker maar moderniseer nie. Ja, so dit sal interessant wees om te hoor wie was al in Oranje gewees en wat julle ervaring is van Oranje af.